Ons is in 'n nuwe reeks wat ons noem Een Lewe en ons het begin uit 'n gesprek vir die laaste 3 weke waar ons bietjie stil gestaan het by die gedagte om Jesus te volg. En wat beteken dit? Nou, as ons in 'n samelewing soos wat ons onsself in bevind natuurlik, wat redelik moeilik is. Ja, as ons daaroor praat en ons sê vir mekaar, okay, hierdie samelewing is kompleks. Dan is ek en jy nogal geneig om kortpaaie in die lewe te soek. Is dit nie? As iemand rykdom verkry het en ons kyk na hierdie persoon en hierdie persoon het iets wat ek en jy kan koop om ons te help om daarby uit te kom, dan doen ons dit. Is dit nie? Dit is soos gewig verloor. Nee? Ons so kort baie. Okay, hier is ons die nuutste pil op die mark en dan spring almal op daardie bandwagon en ons koop dit. Hoekom? Want ons so kort baie. Ons wil vinniger daarby uitkom, maar ons het gesê om Jesus te volg beteken ons leer spesifieke goed ken en ontwikkel en dit vat tyd. Dit vat inspanning. Daar is iets wat ek en jy moet verstaan wanneer dit daarby kom. En een van die kortpaai komponente in ons lewe is natuurlik kompartimentalisering. Nee, ons deel ons lewe in kompartemente op: werk, kerk, familie, vriende. En hierdie goed moet asseblief net nie clash nie. My kerklewe en my vriendelewe moet net nie bots nie. Want dit is chaos, maar hier is die probleem, ons set ons eintlik op dat hierdie goed kan bots. Ek weet nie of jy al ooit so iets beleef het in jou lewe nie. Jy weet, dis daai tyd in jou lewe waar jy vriende gehad het wat jy nie wou gehad het jou ouers moes van weet nie. Nee. Right. Slip ons uit die skool uit en dan kuier ons by hulle huis. En daai oomblik waar ek saam met my ma in die mall stap en wat gebeur is, hierdie pel ontmoet my. O, is dit jou ma? En dan gaan jou ma se oë so groot. Wie is hierdie ou? Nee, ma, jy weet. Is die realiteit, nee, is dat ons probleem is, sodra ek en jy by 'n plek kom waar ons goed kompartimentaliseer, dan gaan dit op die einde van die dag chaos veroorsaak in ons lewe wanneer hierdie goed gaan bots. En daarom is daar 'n spesifieke woord wat ons gebruik om ons te kan help om 'n lewe te kan leef van een lewe, en dit is natuurlik integriteit. En vir baie mense is integriteit ons ja, maar eintlik is integriteit baie meer as dit. En as ons mooi daaroor gaan dink net, moet ek en jy besef, wag 'n bietjie. As ek verstaan dat integriteit help my om nommer 1 vertroue te bou by mense, dan sal ek en jy 'n lewe begin leef wat anders te gerad is. Dan is daai oomblik wat my ma saam met my in die mall was, waar vertroue gebreek is. Hoekom het ek hom nie net daarvan vertel? Die tweede ding is dat wanneer ons in integriteit leef, help dit ons om te fokus. Want hier is die ding, nee, as jy jou kerklewe skuif van jou werkslewe, dan moet jy nou vir jouself dink. Elke keer as ek werk toe gaan, as ek anders as wat ek was as ek by die kerk is. En presies dieselfde met familie en vriende. Die goed raak later de mekaar en ek weet nie wie ek is, waar ek moet wees nie. Nee, dis daai ding, Sondag is ek hierdie geestelike reus, maar Maandag is ek 'n vleeslike bees. Hierdie clash wat plaasvind in ons lewe. En interessant is dat wanneer ek en jy in integriteit leef, dan is daar momentum in ons lewe. En iemand wat vir ons eintlik 'n voorbeeld is hiervan is Jesus Christus self. En daar is hierdie gedeelte in Lukas, en Lukas skryf oor Jesus, en ek dink wat ons baie keer mis oor Jesus, ons mis sy menslikheid. Want ons dink aan Jesus as God, maar ons mis die storie van Jesus wat mens geword het, 100% mens. Dat ek en hy onsself kan vereenselwig met wie hy is. So nou sê hy die volgende in Lukas 2:52. Hy sê Jesus het steeds wyser en al hoe meer volwasse geword en toegeneem in guns by God en onder mense. Kan jy gou iets beleef van vertroue?
Iets van fokus en iets van momentum. En hier is die ding, soos omdat ons leef in hierdie gecompartmentaliseerde lewe, is ons besig om soveel energie te verbrand om onsself in hierdie verskillende verwysings te help, dat ons nie effektief en doelgerig op die einde van die dag leef. En daar's eintlik 'n woordjie wat sinoniem is tot hierdie in die Bybel, en dis heiligheid. En ek dink as ons hierdie woordjie heiligheid hoor, dan sal 'n klomp goed wat deur ons koppe gaan. Baie van ons dink oor heiligheid as 'n plek van iemand wat nie rook en drink en hy vloek nie en hy doen nie hierdie goed. Hy's heilig. Ek hoor baie keer hoe mense praat, "Jesus, hierdie is 'n groot Christen." Nee. Okay, cool. Eens help my gou net. Dat ek net duidelikheid kry oor wat is 'n groot Christen en wat is 'n klein Christen. Eintlik in hierdie gesprek praat hy van volwassenheid. Iets waarin ek en jy groei, ons ontwikkel. So wanneer die Bybel praat oor heiligheid, dan moet ek en jy verstaan, dis iets wat ons ontdek deur wat Christus ons leer. En een van die ouens wat daaroor skryf is natuurlik die Hebreërs skrywer. Ons is die hele jaar al besig met die boek Hebreërs. En ek vertrou dat jy hom dalk al so 'n paar keer deurgelees het. Maar ek wil hê jy moet vanoggend iets hoor. Want hoe ontwikkel geloof? Geloof kom deur die gehoor. Okay, julle moet nou terug antwoord. Maak my sin klaar asseblief. Okay. Geloof kom deur die gehoor. Gehoor van wat? Die woord. Right, so wanneer ek en jy doelgerig luister, wat gebeur in ons lewe? Dit skep geloof. So hier gaan hy. Hy sê volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus eens en vir altyd. Elke priester staan wel dag vir dag in diens doen en bring oor en oor dieselfde offer wat nooit in staat is om die sonde weg te neem nie. Maar toe Christus vir altyd een offer ter wille van sonde gebring het, het hy aan die regterhand van God gaan sit. Sedertdien was hy totdat sy vyande 'n voetbank vir sy voete gemaak word, want deur een offer het hy hulle geheilig vir altyd vervolmaak. So wat het jy gehoor? Ek dink die heel eerste ding wat ek en jy moet hoor, dit was die wil van God deur Christus. Jesus moet sentraal in hierdie prentjie van heiligheid vir my en jou kom staan. Want anders te mis ons iets, dis deur hierdie offer, wat Jesus vir my en jou iets verkry het. Hy soek iets van nou, hy het iets vir my en jou kom doen, sodat wat kan gebeur? Sodat ons hierdie lewe wat God vir ons bestem het, op die einde van die dag kan leef. So nommer 1 moet ek en jy besef, wag 'n bietjie, heiligheid het alles te doen met Christus, en min te doen met wat ek en jy doen vir Christus. Waarom is daar iets wat ek en jy moet verstaan? Dis vir eens en vir altyd. Want ek dink baie keer in ons lewe ontdek ons 'n paar goeders, en een van dit is natuurlik, okay, wag 'n bietjie, Jesus het ons sonde verwyder. So wat nou? Hoekom doen ek dan nog steeds sonde? Want hier is die realiteit. As ek en jy die regte perspektief het van wat Jesus Christus kom doen het, dan wat ons doen op die einde van die dag in hierdie proses is eintlik die ontdekking en die ontwikkeling tot waar, van kind wees na volwassenheid. Want dis die probleem is, ek dink baie keer sit ons dieselfde verwysing op 'n 16-jarige as wat ons doen op 'n 50-jarige. En in ons samelewing doen ons mos nie dit nie. Ons verwag tog nie dat 'n 16-jarige al moet kan doen wat 'n 50-jarige kan doen. Want wanneer ons praat oor geloof, dan is dit hierdie gedeelte dat ek en jy moet verstaan, wag 'n bietjie, hier is 'n ontdekkingsproses, groeiproses, ontwikkelingsproses, en ek en jy moet verstaan, wag 'n bietjie, soos wat ons openbaring kry van wie Jesus Christus in ons lewe en wat hy gedoen het, begin ons ontwikkel. Maar as ek en jy nie die verstaanspoor of die wegspringplek het van, hoor hierso, wag 'n bietjie, Jesus het vir eens en vir altyd
vir ons sonde gesterf. Dit beteken as ek nou weer droog maak in hierdie proses, dan is 'n ontdekkingsproses. Dit is nie ewe skielik dat God sy opinie oor my lewe verander. En baie van ons leef nog so. As ek nou weer droog gemaak, okay, nou is die Here nou weer kwaad vir my, en dan sukkel ons, en ons wil uiteindelik by 'n plek waar ons onttrek, en dis nie wat God wil hê ons moet by wees nie, want, oorgegee wat hy sê, hy het iets weggeneem. Nou, hier is die ding, is dat wanneer ons praat oor die woordjie sonde, is dit amarateer, dit beteken ons het die doel gemis. En ek en jy moet baie keer net iets ontdek, wat is die doel? Want as ons nie die doel verstaan nie, ouens, dan mis ons die verwysing van sonde. En dan was 'n oomblik waar Adam en Eva hierdie opdrag gekry het. Gaan vul die aarde. Met wat? Met die heerlikheid van God. En dis is wat ons baie keer mis. Want wat gebreek het, is die feit dat die beeld van God, die heerlikheid, die opinie van God, wat ons in hierdie samelewing moes invat, dit het gebreek. So die beeld is nie meer wat dit was nie. So wat het Christus kom doen? Christus moes iets wegneem. En wat hy moes wegneem is hierdie verwronge beeld van wie hy is. En ek en jy, wat eintlik hierdie beelddraers is, ons moes iets niets ontvang, sodat wat kan gebeur, sodat ons weer in lyn kan kom met die beeld van Jesus Christus. Sodat wat moet plaasgevind het, die heerlikheid van God hierdie aarde sou dek, dit nou weer kan gebeur. So heiligheid, in effek, het absoluut niks te doen met die uitdrukking van sonde nie. Die uitdrukking van sonde het alles te doen met die feit dat ons die punt mis. Dis nie die opinie van God oor ons nie. En wanneer ons hierdie ontdek, om te verstaan dat hy het iets kom wegneem. Dis is ons probleem baie keer, ons wil sonde fix. Nee, ek doen nou iets verkeerd, ek nou die pad weer geraai en taxi het weer vir my gedraai en ek het 'n paar tekens gegooi wat nou nie deel is van my verwysing nie, en dan voel ek weer skuldig en sleg, en nou probeer ons dit fix. Ek wil jou vandag help, jy kan dit nie fix nie. Want dit beteken ons moet reëls hê om optredes te kan verander. En ons het dit al gesien in ons samelewing, hoe werk dit vir ons uit? Jy kan nie optrede fix nie, so hier is die ding is, jy kan nie ou Adam fix nie. Hy moet sterf, sodat nuwe Adam, Christus, na vore kan kom. Maar as ou Adam nie doodgaan nie, dan gaan hy die hele tyd sy kop uitsteek. Hy gaan die hele tyd wil heers. En dis nie hy meer nie, dis Christus nou in my en jou. Want hierdie het my verhoed om wat te kan doen, om die doel te kan bereik wat God bestem het vir sy mensdom. En dis wat hy kom verwyder het. En daarom wanneer ons praat, dan sê ons, ek is nie meer sondig nie. Ek doen wel nog sonde, ek mis nog die punt, maar is die ontwikkeling daarvoor. Daarom moet ons verstaan, hoor hierso, gou, ek moet by 'n plek om te begin. Want dis wat hierdie gedeelte sê. Jesus het iets gedoen, wat nou begin het, en dis nuwe lewe. En Paulus skryf oor om vir my en jou by 'n plek te kry om te besef, wag 'n bietjie, wat ons moet verstaan is, jy is nou 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, die nuwe het gekom. Jy kan nie die ou dinge fix nie. Hulle is broken. Stokkend. Kan nie. Christus het my en jou kom nuut maak.
En hy help ons, hy sê hierdie is die beginpunt. En nou as dit die beginpunt is, moet ek en jy ons nou ontwikkel. Hier is ons probleem is dat ons wil baie keer aan heiligheid iets koppel. Die fokuspunt. Maar dis nie die fokuspunt nie. Inteendeel, hoor wat sê hy in daai gedeelte, net om vir jou by daai plek te kry. Hy sê, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word, vir altyd vervolmaak. So heiligwording, moet ek en jy verstaan, is 'n groeiproses. Wat Christus welkom doen is, hy het ons kom vervolmaak. Nou hierdie beteken nie volmaak gemaak nie, hierdie beteken dat iets wat onvoltooid was, nou voltooid is. Want onthou nou net wat ons gesê het, omdat ons die doel gemis het, het dit wat voltooi moes gewees het, nie die doel bereik het. Dis hoekom dis moes sterf, sodat wat kan gebeur, hierdie nuwe mens wees, hierdie nuwe mensfamilie, nou by 'n plek kan kom waar ons die doel kan bereik. So Christus het alles uit die weg geruim, dat ek en jy ons doel kan bereik. So hy bring ons by 'n plek om te sê, weet jy wat, ek en jy moet verstaan, the work has been done. It is finished. And we start at finish, but you have to start. En ontwikkeling, hoor gou, ontwikkeling het nie 'n ceiling nie. Ja. Want as jy 'n ceiling plaas in jou ontwikkeling, dan beperk jy die potensiaal wat in jou is, wat God in my en jou geplaas het. So dit beteken, kom ons dink gou-gou aan liefde vir mense. Right, nou het ek nog net my family lief. Het jy nou 'n ceiling bereik? Nee. Jy sien, nou begin ek ontwikkel. En ek begin groei, en ek kry 'n liefde vir al hoe meer mense. Hoekom? Omdat ek groei. Die probleem is, ons hou nie daarvan baie keer om te groei nie, want dit vat inspanning. Dis nie 'n kort pad nie. Dis nie in 'n oomblik nie. Ek sê net daar nie. Maar ons het baie keer hierdie verwagting, nê. Wanneer ons sê, "Jos, hierdie ou is 'n groot gelowige," dan sê ons, hy het die doel bereik. Nee. Want ons het nodig om oor volwassenheid te praat. Ontwikkeling sê dat ek word volwasse. En in 'n klomp van ons lewens is daar nog klomp kinderlike goed teenwoordig. Jy weet mos, as jy nou nie jou sin kry nie, wat gebeur? Dit is mos wat gebeur op die pad. Is dit nie? Jy's op pad, doelgerig. Ek gaan by die werk uitkom. Jy wil so laat daar uitkom. Nou druk 'n ou voor jou in. Wat gebeur in jou binneste? Dis mos presies dit. Wat is nog kinderlik? En hy help ons om te sê, wag 'n bietjie, jy en ek het nodig om te ontwikkel, ons het nodig om te groei, ons het nodig om in integriteit te begin leef. En Paulus in Romeine help ons met hierdie gesprek. In Romeine 8:28, en ek weet, hierdie is vir meeste van ons bekend. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. Kan jy iets hoor van nuwe skepping? Nuwe mensdom? Nuwe familie? So hier is die grootste droom wat God oor my en jou lewe het. Dit is hier vasgevang. Dat ek en jy soos sy seun sal wees. Die beeld, die karakter wat in my en jou moet ontwikkel. Hierdie gedeelte wat nou moet bykom van wat hy kom doen het. Want hy het dit vervolmaak. It is complete. It is finished. Now we start at finish. Ons het 'n beeld wat voor ons is. Hoor gou. Hierdie behoort jou beeld te wees. Dit is Christus. En dis die ontwikkeling proses en die groeiproses wat nou moet plaasvind in my en jou. En dit kan alleenlik gebeur as ek en jy saam met God werk. Want dan weet ons, omdat God
die werk begin het in ons, sal hy dit voluit vat. Dat ek en jy by die plek kan kom te sê, wag 'n bietjie, is 'n klomp goed dalk nog in my lewe, wat moet ontwikkel? Ek moet nog 'n bietjie groei. In die liefde vir ander mens, ek moet nog 'n bietjie groei, wat? In die manier hoe ek myself hanteer. Hier is die ding, as ons kompartimentaliseer goed, want dit is vir ons baie makliker om by die werk te wees en spesifiek te fokus op dit. Maar wanneer ons besef, wag 'n bietjie, iets wat ek en jy moet verstaan ten opsigte van ons ontwikkeling, is dat ons alles op die plek moet in 'n eenheid bring. Ek is een mens en hy help ons dan dat ons lewe nie skei nie. Nee, hoor hierso, hierdie is my kerkmense en hierdie is my vriende en hierdie is my nee, dat dit alles een is, want die manier hoe ek tussen my kerkfamilie is, behoort die manier te wees hoe ek tussen my familie is en soos wat ek by die werk is en soos wat ek tussen my vriende, daar moet nie 'n verskil wees in hierdie nie. Nou so vra ek dan, maar hoe kom ons daarby uit? Wel, volgende week praat ons oor die hoe. Nou gaan ons net eers praat oor, wat is die doel hiermee? Wat is die doel dan, wat Jesus kom doen het vir my en jou, sodat wat kan herstel? Die beeld van God in ons samelewing. Want dis eintlik tempeltaal, ouens. As ek en jy verstaan, al die goed in die tempel het hulle gereinig en geheilig. Hoekom? Want hulle het 'n spesifieke doel gehad. So heiligheid, integriteit is nie die doel nie. Die prent wat ek en met jy het, is soos Christus. Hoekom? Want ons is missionaal. Ons het 'n missie om wat te kan doen, om die heerlikheid van God in hierdie wêreld te laat seëvier. En die manier hoe God dit doen is, hy het ons herskep, sodat wat kan gebeur? Sodat ons die doel kan bereik. Want luister gou, die ou Adam was alleenlik op homself ingestel. Hy help ons, Petrus help ons daarmee, Paulus help ons daarmee, hy sê, weet jy wat, hier is die probleem met my en jou, ons het 'n klomp begeertes. Is dit nie? Hier is die begeerte, ek gaan sit in 'n restaurant, wat is my begeerte? Hoe moet ek hanteer word? Alles in die wêreld is gemaak om die eie ek bo wat te kan plaas, bo wie God is. En solank ek en jy daar is, dat ek op 'n spesifieke manier hanteer moet word en op 'n spesifieke manier moet goed verkry ensovoorts, is ons besig om ons begeertes na te streef en nie die doel van Christus. Wanneer ek ontdek, wag 'n bietjie, Jesus het my nuut kom maak en ek begin nou ontwikkel in hierdie reeds verkrygde verwysing. Hy het my volkome gemaak. Ek kan nou wees wie hy my bestem het om te wees. Die ou Adam is nou dood. Nou kan ek begin doelgerig leef. Ek kan hierdie heiligheid van hom, kan ek in hierdie lewe uitleef. En heiligheid beteken alleenlik dat daar 'n spesifieke manier is van lewe. Uitdrukking daarvan is in liefde. En hy help ons om by 'n plek te kan kom te sê, wag 'n bietjie, hierdie hemel-aarde koneksie, hierdie troonkamer waar ek en jy onsself voor God bevind, waar hy vir ons sê wie ons is, die gewig van God in my en jou lewe 'n realiteit word nou 'n realiteit in die manier hoe ons leef. In elke aspek van ons lewe. En ons verstaan, en ons het begrip daaroor, weet jy wat, vir hierdie instrument wie ek en jy nou is, van die koninkryk om 'n realiteit te word in ons samelewing, wat gebeur, is dat hierdie is krities tot die missie, dat God iets moes verwyder, en ons nuut kom maak het, sodat ons in lyn kan kom, ons gedagtes, ons denke, met dit wat God bestem het vir hierdie wêreld. En het vat dinkwerk al. Het vat intentionaliteit.
om die vraag te vra, wat vir my lewe is nog gecompartmentaliseer? En dat die Here ons help, want hier is die beste ding van alles, luister, dit wat Christus begin het, sal hy voltooi. Maar het jou nodig, om saam met hom te werk, om hom toe te laat, om in daardie areas van jou lewe in te spreek. Dit is hoekom hy vir ons die Heilige Gees gee, die helper. Die helper is om by te kan wees, hy is met my, hy help my, om te sê, wag 'n bietjie, maar hierdie is nie in lyn nie, jy is besig om die goed te skei. Jy het nodig om die goed in lyn te bring met mekaar. Jy moet dieselfde hier wees as hier wees. Want jy is een mens. En wanneer ek hierdie ontdek, dan begin ek ontwikkel, ek begin groei. Want dis die beperking tot groei is die feit dat ons goed compartmentaliseer. Maar ek het God nodig in my lewe om my te kan help, om te kan ontdek. Om my goed uit die weg uit te skuif. Sodat ek juist by die plek kan kom. Sodat ek kan groei in my karakter. In my mens wees. In my nuwe lewe. Want ek het begrip dat ek nou op missie is. Om die heerlikheid van God te laat seëvier. Want dan begin ons intentioneel leef. Want dis die ding, daar kom vertroue in wie ons is. Want ek groei in kennis en die verwysing van wie Christus is en wie ek nou in Christus is. En op die einde van die dag beleef ons hoe ons guns kry by God en met mense. Hoekom? Want my goed kom in lyn. En daarom het ons nodig om te gaan sit en dink oor hierdie goed. En God om ons te help om ons lewe te integreer. Want anders te mis ons die doel. Ons mis die potensiaal. Want ons stop ontwikkeling. En ons stop groei in ons lewe. En as God na my en jou kyk, dan kyk hy na hierdie volkome persoon. Met alles wat moontlik is, wat in ons gedeponeer is. En ons het nodig om onsself daar te kry. Want hier is die ding, sodra ek en jy begin leef volgens daardie verwysing, dan groei geloof in ons. Ons leef al hoe meer gefokus. En daar kom momentum. En as ons in daai spasie onsself bevind, waar ons hierdie goed 'n realiteit maak in ons lewe, oor wat Christus kom doen het, dan sal ons sien hoe goed begin verander. So ek wil jou uitnooi in hierdie week, dat jy gaan sit en dink oor die goed in jou lewe, wat nog in kompartemente is. En regtig die Here vra, Here, hoe kry ek hierdie reg, sodat wat kan gebeur, sodat die beeld van Jesus Christus 'n realiteit kan word in my en jou lewe.
So mag jy saam met ons in hierdie volgende tyd ontdek hoe hierdie instrumente van God in ons samelewing begin 'n verskil maak. Dat ons die vooropgestelde idees van heiligheid bietjie een kant toe skuif. Dat ons 'n begeerte kry van 'n lewe van integriteit. En dat ek en jy weet dat dit is juis oor Jesus se offer. Die werk wat die Heilige Gees in my en jou lewe doen, die Parakletos, sodat ons hierdie lewe van integriteit kan leef. Mag dit vir jou vanoggend 'n plek wees waar hierdie goed regtig jou noodsaak om te gaan sit en dink. Om te besef dat die volheid van lewe ontdek word in die uitdrukking van wie dit vir jou gee. Amen. Ons bid saam. Dankie dat U ons so lief het, Here. Dat U kom wegneem het wat ons verhoed het om 'n lewe van integriteit te leef. En mag ons hierdie waarheid vasmaak vandag in ons harte. Dit is oor Jesus se offer. Eens en vir altyd. Dat U dit kom wegneem het en dat ons nou begin by die einde. Ons oë gefestig op Christus, dit is die beeld waartoe hy ons transformeer. Dat ons elke dag daardie tree sal gee. Want ons verstaan die doel. Dat U opinie, U heerlikheid weer sal seëvier in ons samelewing. Ja, in die kerk, by ons werk, in ons familie, by ons vriende, en soveel meer. Ons eer Here. In Jesus se naam. Amen.